Goeiedag aan almal, ons is by sessie 29, by Sondag 14. En daar hanteer ons vraag en antwoord 35 en 36. Vraag 35 vra, wat beteken wat ontvang is van die Heilige Gees gebore is uit die Maagd Maria? En dan kom die antwoord, dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is en bly, die waarlike menslike natuur uit vlees en bloed van die Maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het. So is hy tegelijkertijd die ware nakomeling van Dawid, in alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. Vraag en antwoord 36. En die vraag is, watter nut kry hy die heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En die antwoord, dat hy ons middelaar is, en met sy onskuld en volkome heiligheid, my sonde waarin ek ontvang is, voor God bedek. So, Skalk, kom ons praat oor geloof. Ek glo in die Maagd Maria. Nee, ek glo nie in die Maagd Maria nie. Gebore is uit die Maagd Maria. Ek glo gebore. Ons is die katholieke nie. Ons is nie Rooms-Katholieke nie. Maar interessante ding daai ding, dat hulle nog steeds die katholieke sê, okay, ons glo in die Maagd Maria. Maar okay, nee, weet jy, dis goed dat ons sommer met Maria wegspring, maar kyk, ek het 'n ou vriend wat 'n Rooms-Katholieke priester is, en ek het altyd my katkesante daar na sy kerk toe gevat, dat hulle Roomse erediens bywoon, en dan het ons nou 'n gesprek na die tyd met hom, en dan die gesprek het maar altyd op dieselfde manier verloop, maar dan sê ek vir hom, julle glo ons dat 'n mens gered word deur goeie werke. Dan sê hy, nee, ons word gered deur die bloed van die Here Jesus Christus. Jesus se dood aan die kruis is ons verlossing. Niks anders nie, nie wat ons doen nie. Ek sê, okay, ek sê, maar julle bid tot Maria. Hy sê, nee, ons bid nie tot Maria nie. Hy sê, dis wat julle dom protestante nie verstaan nie. Hy sê, ons vereer Maria, ons adoreer Maria as moeder van Jesus, maar ons bid nie tot haar nie. Dan sê ek vir hom, maar my ou vriend, jy verstaan nie dat ek Latyn ken nie. En as julle bid, dan sê julle Ave Maria, gegroet Maria, ora pro nobis, bid vir ons. Julle vra haar om vir ons te bid, maar dis ons klare gebed. Jy weet, en dan gaan ons nou, na die tyd, dan daai selfde week wat ons nou daar was, en gaan drink ek weer 'n glasie wyn by die ou, en ons klop mekaar op die skouer, want ons is broeders in Christus, maar ons het verskillende sieninge oor sake. Maar hulle, amptelik aanbid hulle nie vir Maria nie, hulle adoreer vir Maria. Maar kom ons kom nou by ons geloof dat God gebore is uit die Maagd Maria. Ja, kyk, God is nie gebore, maar kom ons sê Jesus is, nee. Ja. So, kom ons praat daaroor, dat Jesus, en die sleutelwoord hier is, hy het ons mensheid aangeneem. Let op. Met ander woorde, Jezus is nie teen sy wil en sin deur God gestuur en gesê, jy moet dit gaan doen nie. Jezus het dit self kom doen. Daar's 'n interessantheid daarin, dat hy kom neem dit aan. Dis 'n wilsbesluit wat hy neem. Soos wat hy aan die kruis sê, in u hande gee ek my gees oor. Hy sterf nie teen wil en dank nie. Op die ou einde stap hy in die dood in, maar in die begin stap hy in die lewe in die verganklike lewe in. Want om 'n mens te word, beteken dat jy instap in seer kry, in swaar kry, dat jy instap in honger, in dors, dat jy instap op die ou einde in die dood. En hy het geweet in watter soort dood hy gaan instap, en hy het geweet in watter soort lyding hy in sy lewe gaan instap. Ons sal nou binnekort so oor 'n keer of wat met die lyding van die Here Jesus besig wees, en dan sê die katekismes daar, maar hy het sy ganse lewe lank gelei, nie net aan die einde nie. So, hy neem ons mensheid aan, sodat God ons op die ou einde kan aanneem. Dit is vir my die wonder daarvan. Maar hoekom moet hy dit uit 'n maagd aanneem?
ek dink daaroor daar pas al die goed wat die geloofsbelijdenisse daaroor sê, nie presies soos 'n legkaartjie nie, maar die prentjie is duidelik genoeg. Die prentjie wat duidelik is dat as Jesus die mensheid aanneem deur in Maria, dan doen hy dit nie alleen nie. Die Vader laat hom kom. Hy self is bewustelik betrokke, hy neem dit aan, en die Heilige Gees is betrokke. So hier by die kernpunt van ons verlossing is die drie enige God saam. Ek wil amper sê die hele span speel saam. Dit is natuurlik doen nie een van die Vader, die Seun of die Heilige Gees enige iets sonder die ander nie, maar hierdie is wil ek amper sê, is 'n behoorlike spanspel, 'n spanwerk. Vader, Seun en Heilige Gees om die grootste wonder in die geskiedenis te laat plaasvind. Nou, Jesus, as die Seun, onthou nou, hy was voor die ontvangenis in Maria, voor sy geboorte, was hy nie Jesus nie. Hy was die Seun van God. Ja. In die baarmoeder het hy reeds mens geword. In die baarmoeder het reeds die wonder gebeur, dat die Seun van God, die almagtige God, wat Johannes sê, wat die skepper van die aarde was, saam met God, niks het wat ontstaan het, sonder hom ontstaan nie. Hierdie God het 'n fetus geword in Maria. Hierdie God het die risiko van 'n swangerskap, die risiko van 'n geboorte kom loop. Hy het die swakheid van iemand wat deur 'n ma gevoed moet word, kom loop. En dit alles, sê die katekismus op die ou einde, is om ons skuld voor God te bedek. Ons skuld voor God te bedek, of ons sonde voor God te bedek. Die Bybel praat ons nou oor twee goed. Hy praat oor skuld en oor sonde. Want skuld is wat ons nie betaal het nie, soos om God met ons hele hart lief te hê. Ons het nie die negatiewe gedoen deur God nie lief te hê nie, ons het hom 'n bietjie lief, maar met ons hele hart, met ons hele sin, met al ons krag vir hom lief te hê. En as ons dit nie gedoen het nie, skuld ons daardie liefde aan God. En dan sê Paulus op 'n stadium oor die skuld teenoor ons naaste, hy sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Julle skuld mekaar die heeltyd die liefde, en julle betaal daai skuld nooit af nie. Julle kan dit nooit afbetaal nie. So ons het, deel van ons ellende is ons skuld wat ons by God het en by ons naaste het, en die ander deel van ons ellende is die smet van sonde, die slegte dinge wat ons gedoen het. Die skuld is die dinge wat ons nie gedoen het nie. Sonde het meer te doen met die dinge wat ons wel gedoen het, wat ons nie moes gedoen het nie. En aan die kruis betaal die Here Jesus vir ons sonde, sy bloed bedek dit. Maar wat bedek ons skuld voor God? Wat ons skuld voor God bedek is die Here Jesus se wonderbare sondelose lewe. As God na Jesus kyk, dan sien hy in Jesus, wow, hier is 'n mens wat volkome sonder sonde gelewe het, wat alles wat al sy skuld teenoor my betaal het, wat al sy skuld teenoor sy naaste betaal het. Ja. Wat ook sy skuld teenoor sy naaste betaal het, deur hulle te betug as hulle verkeerd lewe, soos hy met die Fariseërs gemaak het. En Jesus se sondeloosheid word 'n kleed wat oor ons gewerp word, sodat as God na ons kyk, dan sien hy Jesus se perfekte sondeloosheid raak. En hy kan vir ons sê, my kind, well done, pragtig. Terwyl hy weet dat onder daardie kleed van die Here Jesus, onder sy sondeloosheid,
sit ons met ons boosheid. Maar Jesus het vir ons skuld en ons sonde gekom. Maar die mooi daarvan is hoe ons verwoord nou in terme van hoe naby en hoe intens God kom. So jy weet wat ek daarin hoor, die mooi ding is mos daai ou lied in Filippense, hy het nie net mens kom word nie, maar ek dink is een van die oudste liedere wat die gelowiges gesing het. Ja. Jy weet, om uitdrukking te gee, hy het homself ontledig, het die ou vertaling. Hy het nie net kom word wat ek is nie, hy het kom minder word wat ek is. En ek weet, hy het kom afsak in my diepstes en so ek wil daar ontbloot of ontwikkel iets van 'n diep denke oor wie God nog altyd was, want ek dink iets wat jy mooi gesê het is, hy was seun. So eintlik met hierdie perspektief help dit ons ook om weer die Ou Testament te lees en te sê, dis nie 'n karaktereienskap wat nie daar was nie. Die seun, die ewige seun en daai eienskap van God wat diep omgee, sien ons in die Ou Testament. Jy sien dit pragtig in verhale, né? In Josef verhaal en 'n klomp verhale waar goed lelik skeefloop. En hoe God die vermoë het om, maar dis nie mooi daarvan. Ons soek nie hom, maar hy kom vind ons. En ons diep, en waar ons hom vind is in ons diepste mens wees. Nie in ons hoë geloof nie, maar in ons diepste skuld. En daar is my mooi, nie. Dit maak God verskriklik toeganklik. Kyk, die interessante ding is ons ook sê dat Jesus gekom het om ons vlees aan te neem, om ons mensheid aan te neem. Dan sê ons ook daarmee dat ons ganse verlossing begin by die drie enige God. Hy kom soek. Ek bedoel, as hierdie twee, daar is daai gelykenis van die skaap wat weggeloop het en dan gaan soek die boer hom en dra hom op sy skouers terug. Ja. En dan is daar, dis nie die boer se skuld dat die skaap weggeraak nie, dit is die skaap se skuld. En dan die vrou met die penning wat weggeraak het, die geldstuk, en die seun wat weggeraak het, en dan terugkom, maar as hy mik om terug te kom, dan hardloop die vader na hom toe. En hy wil nog sê, maak my 'n diensknegt, en sê die vader, nee, jy is my kind. Ons word aangeneem tot kinders, juis omdat God na ons kom soek. En as ons na God begin soek en begin vra, is dit omdat ons reeds sy stem in ons oor hoor luister. Ons sou uit ons eie gaan ons hom nie soek nie, en dit is die wonder van die uitverkiesing. Maar dit is die pragtige ding van die evangelie, die goeie nuus van die evangelie. Want weer eens, jy gaan nêrens dit kry in godsdienste en ander plekke. Jy kry nie 'n God wat homself ontledig. Vir baie mense is dit 'n skande, weet 'n God wat sterf en wat, maar jy kry dit nie op ander plekke nie. Jy kry nie 'n God jy kry God wat heers en wat groot is of wat bo is gode of. Maar hierdie is iets uniek, en as ons sê, wat maak die evangelie sulke goeie nuus, dan is dit die goeie nuus, dat God omgee, en die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het, wat eintlik sê, dat hy gekom het om op ons laaste vlak van menswees te kan beweeg. Ja. Dit is 'n ongelooflike. En dat hierdie seun uit sy eie gekom om ons mensheid aan te neem. Dit is so, weet jy, om die waarheid te sê, by wat jy nou gesê het, aan te sluit, vir my is een van die belangrikste bewyse dat die geloof in die Here Jesus Christus nie deur mense uitgedink is nie. Want geen mens in die geskiedenis nog het uitgedink dat 'n God bereid is om 'n mens te word, wat sterwe verander. Dit is dat die boosheid deur swakheid oorwin word eerder as deur mag en krag. En dit is vir my, en as ek daarna kyk, en dink ek, maar dit kan 'n mens nie uitgedink het nie. Dit is eenvoudig iets wat van bo gekom het, van die Here gekom het na ons toe.
En daarom klou ek met my hele hart aan hierdie evangelie vas. Ja. Goed, kom gesels met mekaar dat die seun van God nie 'n bestaande mens kon aanneem nie, maar 'n unieke mens moet word. Sê vir ons dat niemand sonder sonde gebore word nie. Moes God so half en half van vooraf begin, is die vraag. En dan berei jouself vir die volgende sessie. Dink 'n bietjie, net 2 mense word nie geloofsbelijdenis by name genoem. Maria en Pontius Pilatus. Maria is vanselfsprekend van haar plek daarin verseker, maar Pontius Pilatus, is dit regtig nodig dat 'n korrupte politikus in ons kosbare geloofsdokument genoem word? Daai is baie interessant. So ons gesels daaroor in ons volgende sessie.